Terwyl ons net so sit, kom ons maak ons harte stil, bewus van die Here in ons midde, dan bid ons net saam. Here, hulle sê vandag is Pinkstersondag volgens die kalender. Ons dink aan 'n groot gebeurtenis in die Nuwe Testament, Handelinge 2, toe U Heilige Gees uitgestort is, die Nuwe Testamentiese bedeling begin het, en ons as kinders van die Here die wonderlike voorreg het om te kan lewe en nie ver te soek na U nie. U is naby ons. U kom maak woning in ons harte, en Here, ons dink aan 'n veranderde wêreld wat nie hierdie getuienis in hulle harte het nie. So baie verlore siele. Die woord sê die wat die weg vind, die nou weg, is min. Ons wil dan by U pleit vir U woord oor die wêreld heen, dat U dit sal seën. En dat mense tot oortuiging sal kom, besef hulle sonde en ellende, en hulle lewe aan Jesus Christus ons enigste hoop verlos. Dankie Here vir U sorg, vir U genade, vir die hoop wat daar vir die mensdom is. Ons het met die afkondiginge name genoem. Terwyl ons nou hier by mekaar is, Here, ons baie spesiaal bid vir hulle ook. Elkeen wat regtig na liggaam nie wel is nie, dat U sal aanraak. En daar waar mense hande nie altyd kan bykom nie, waar dokters nie altyd kan werk nie, dat U daar sal werk. U is die ene wat hoop gee, moed gee. U is die ene wat vertroos. U is die ene wat weet wat elke een nodig het. Here, ons is hier by mekaar, en elke een wat hier is, ons wil ons harte oopmaak vir U woord. Ons bid ook, Here, waar die woord uitgesaai word, elkeen wat inluister, dat dit regtig geseën sal wees, omdat U dit seën. U is die een wat die eer kry vir alles in ons lewe. Baie dankie vir hierdie geleentheid, Here Jesus, in U naam. Amen. Ons sal saam lees uit Johannes 5, vers 15 tot 24, en dan ook vers 32 tot 36. Johannes 5 vers 15 tot 24 en dan 32 tot 36. Wat vooraf gebeur het, die genesing daar by die bad van Bethesda, 'n man wat nie kon ingaan vir die roering van die water nie, hy lê al jare daar, en die Here Jesus vra hom of hy gesond wil word. Die Here sê vir hom, neem jou bed op en loop. En die godsdienstige Jode wat toe nou ongelukkig is, kom draai jy jou bed op die Sabbat, jy mag nie op die Sabbat werk nie, en dan vra hulle wie is dit, en die Here Jesus, hy weet nie mooi nie, en dan loop Jesus om later raak, praat met hom, en dan sê die Here Jesus vir hom, gaan Sondag nie meer nie, hy loop 'n pad vorentoe, en dan gaan vertel hy vir hulle, dat die Jesus is, nou hier van vers 15 af, die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En Jesus het al geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelijkgestel het. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun net so. Want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak,
so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En dan vers 32, daar is 'n ander een, dit is nou die Heilige Gees waarvan Jesus praat, wat van my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy van my getuig, waar is. Julle het na Johannes, dis Johannes die Doper, gestuur, en hy het vir die waarheid getuig. Maar ek neem die getuienis van 'n mens nie aan nie, maar ek sê dit, dat julle gered kan word. Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly. Maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my, dat die Vader my gestuur het. Kyk net weer na vers 17, en Jezus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. En dan vers 36, maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self, wat ek doen, getuig van my, dat die Vader my gestuur het. Dis net tot hier toe ons skriflesing. Vers 17, en Jezus daar geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Nou oorhoofs gaan dit daaroor dat God in die mens werk. God se werk in die mens. Na aanleiding van hierdie vers 17, gaan ons vanoggend 'n bietjie kyk, God werk nog steeds. God werk nog steeds. God het nie ophou werk nie. God het nie ophou werk na die skepping nie. Nie na die kruis nie. Nie na Pinkster nie. Ook nie na ons Pinkster bidure nie. God werk vandag nog. Hy werk in mense se harte. Hy werk in huwelike. God werk in families. Hy werk in sy kerk. En die evangelie wat uitgedra word, God werk saam, dat dit geseënd kan wees. Nou wat die eerste mense betref, het daar die probleem gekom, dat ons in hierdie wêreld nie in die volmaakte is nie, ons is nog nie in die hemel nie, soos een van ons kollegas jare gelede gesê het, ja, is ook maar 'n stryd, die lewe is maar 'n stryd, wel mens met die goeie stryd stry, dat 'n mens kan ingaan. Nou die eerste mense, aanvanklik was die eerste mense Adam en Eva sonderloos gewees, en toe kies hulle teen die Skepper. Hulle kies toe om die waarheid vir die leuen te verruil. Dis die groot saak. God is waarheid, hulle kies toe vir die leuen. Daar in Genesis 2 vers 16 en 17 lees ons, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, gaan jy sterwe. Dan lees ons in Genesis 3 vers 4, toe sê die slang, dis Satan wat kom in die vorm van die slang, sê vir die mens, julle sal gewis nie sterwe nie. Die vader van die leuen kom by die leuen aan. En dan gebeur dit daar in Genesis 3 vers 6, tragies. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet. En sy gee ook vir haar man by haar, en hy het geëet. Adam maak toe die keuse, en die gevolge daarvan is, dat alle mense in sonde gebore word, sit met 'n sondige natuur. Ons moet teruggaan na waar hierdie probleme begin. Dis hoekom ons terugkyk, wat het gebeur. Maar genadiglik, soos dit staan in Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Jesus die redder, wat dan sou kom, en hy het gekom,
In Johannes 3 vers 33, wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit, dat God waaragtig is. Die doel van die boodskap vanoggend is vir kinders van die Here, maar sit met 'n geweldige stryd, en ek wil graag hier aanmoedig vir u samewerking met die Here. Op 'n stadium het Dominee Rudy Bekes hierso 'n reeksie dienste gehad, hy het sulke kaartjies gegee, dan wys hy op die kaartjie nou eers daarso in Egipte land, die volk van die Here in hulle toestand van slawerny, hoe hulle gered word deur die Rooi See, die woestynlewe, en dan net 'n sekere groep het deurgegaan deur die Jordaan na die beloofde land toe, na die volheidslewe toe, die tweede genadewerk, eerste genadewerk die Rooi See, die tweede genadewerk daar by die Jordaan waar hulle deurgaan. Nou dis nie net maanskyn en rose daar in die land Kanaan gewees nie, daar's vyande wat aangedurf moet word, maar met die Here saam die oorwinning kan daar wees. So enige mense geestelike lewe ook. Iemand wat nog nie by die Here uitgekom nie, dalk baie godsdienstig, baie gehoor al van die woord, maar nie op die plek gekom het om sy lewe aan Jesus oor te gee nie. Daar in Egipte land is nodig dat jy jou lewe aan die Here oorgee, en dan kan dit vergelyk met deur die Rooi See, die Here die reddingswerk doen. Vanoggend praat ek dan juis met daardie mense wat hier in die woestyn rondswerf. Nou, ek dink daar's heelwat mense wat nog nie die volheidslewe het nie, maar daar's ook baie mense wat in die volheidslewe was, wat weer kan terugval. Die eie ek weer op die troon, Jesus van die troon af. Die doel van die boodskap vanoggend is in 'n bemoedigende trant, nie om vinger te wys nie, want as 'n mens jou vinger wys, dan sal meer vingers wat terugwys. Ons is almal nog nie in die hemel nie, die van ons wat hier is, en in hierdie lewe moet ons die goeie stryd stry, ons moet op die Here vertrou. Groter vertroue, onder alle omstandighede, dinge gebeur, dat 'n mens baie keer moedeloos kan word. Dit het oor my pad gekom, iemand wat ernstig vir die Here gewerk het, by die Gideons betrokke jare gelede, en dinge het soveel geword in sy lewe. Gelukkig by die groep waar hulle was, het iemand kom skinder, kontak gekom, en ek sê toe vir hom, maar ek het nie al die detail geweet nie. Hy wou sy eie lewe beëindig. Hy was moedeloos gewees, baie moedeloos, as gevolg van omstandighede in die lewe maar net. Ons het met mekaar gedeel elke dag. So 2 weke voor dit is daar iemand met wie ek gedeel het, wat sy eie lewe geneem het, en was glad nie vir my aangenaam nie. En ek sê toe vir hierdie man, elke dag wat ek jou sien. So by die 5de dag, het die Here maar net die regte dinge laat gesê word, en hy snap dit. Ons lewe is in die hand van die Here. Het is goed om op die Here te vertrou. Mense kan baie moedeloos word in hierdie lewe, en dit raak partykeer swaar. Paulus is vir ons 'n voorbeeld, dat hy sê, hy weet om swaar te kry, hy weet om gebrek te ly, hy weet om oorvloed te hê, en dan sê hy is tot alles in staat deur Christus wat krag gee. Dis geuite woord wat ons baie keer hoor, maar dan dink mense baie keer, ja man, my omstandighede. Nou, ons waaragtige Here God werk, en hy werk elke dag. Hy werk om mense te red. Dit werk maar so dat God roep, mens bekeer jou, en God red. As ons nou net weer daarna terugkyk. Hy werk ook om mense te herstel. En so groei ons nader aan die Here, deur waarheid wat toegepas word. Dis hoe God werk. Dis hoe ons daar begin het by Genesis, waar die probleem gekom. God wat waarheid is, God wat volmaak is, skep alles, en die mens kies die leuen. God was ons genadig, die middelaar is gestuur, en herstelwerk gebeur deur waarheid. Die effektiewe gesindheid van 'n mens om nou geestelik te groei, dat God die werk in jou lewe kan doen ook, vind 'n mens daar in Psalm 25 vers 5, 'n pragtige voorbeeld, waar 'n mens van die Here moet sê, Here, lei my in u waarheid. En dan moet 'n mens oop wees vir die waarheid. Leer my, want u is die God van my heil. U is die God van voorspoed, van my voorspoed.
U verwag ek die hele dag. Hierdie woorde van koning Dawid is besonder as 'n mens dit kan lees en besluit, ek gaan ook dit bid. Ek gaan ook die Here vertrou. God werk en ons moet ons samewerking gee. So die trant van die boodskap vanoggend is dat ons samewerking sal gee terwyl God die werk doen. Kinders van die Here, God is nie klaar met ons nie. Hy werk nou nog in ons lewens. Elke een, soos wat hy weet, ons ook van mekaar verskil. In 'n wêreld waar mense baie maklik moed op kan gee, kan dit so maklik gebeur dat iemand sê, ek kan tog nie verander nie. Ja, maar julle weet nou maar net nie, my omstandighede nie. Iemand sê, ag, dis maar hoe ek is. Ek is so gemaak en ek het nou probeer en ek het met die Here die pad geloop. Ek is 'n kind van die Here, maar dinge word nie beter nie. Iemand kan sê dalk, ag, die Here het my seker maar vergeet. Dalk kom dit 'n mens bietjie weggewyk kyk van die Here af. Dalk 'n bietjie minder met die woord van die Here besig geraak het. Voel die Here baie so keer so ver vir mense, omstandighede. Maar as 'n mens naby die Here lewe, wat ook al die omstandighede, dan weet jy wat jy weet. Jy weet, dit het by die Here verbygekom. Die Here is met my. Maar die Here Jesus sê iets radikaal vir elke een wat hierdie gedagte het, ag, die Here sien my nie raak nie. Wat sê hy? My Vader werk tot nou toe. Hy het nie net in die Bybelse tyd gewerk nie. Hy werk nou nog. Hy werk nie net in ander mense se lewens nie. Dit gebeur dat mense dink, ag, kyk daardie mense. En dan vergeet ons om te kyk na Jesus. God weet van elke een. Hy weet van jou kleintjies. Hy weet van die groot dinge. Soos Dominee Floors Coetzee gesê het, hy weet van die kleinste kiempietjie se oogie wat seer is. God weet alles. En hy werk in alle mense, al is dit dat hy werk deur die Heilige Gees, deur omstandighede om mense te roep terwyl hulle hier is, dat hulle sal bekeer om gered te word. Kinders van die Here, hy werk nou en hy werk in elkeen en vanoggend glo ek werk die Here ook deur sy woord. Dit is nie altyd 'n groot vertoon wat nodig is nie. Ons het 'n verstand gekry om te kan dink, redeneer en die Here werk. Nou ja, God werk nog steeds. Dis ons tema vanoggend. Die eerste wat belangrik is, God het begin werk. Ek het nou so inleidend bietjie gekyk daar net tuin van Eden, wat het gebeur? Maar kom ons kyk net mooi retrospektief wat het gebeur ook. Wat het gebeur? Wat gebeur met kinders van die Here en wat gebeur nou? Die Bybel begin met 'n werkende God. Die heel eerste teksvers in die Bybel praat van God wat werk. Vers 1 van Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. God werk. Ons weet hy het gerus na die skepping op die 7de dag van sy werk wat hy gedoen het. God kom en hy skep lig uit duisternis. Hy skep orde uit chaos. En God vorm die mens met 'n baie spesiale doel. Alles begin by God wat werk. Baie belangrik dan ook, dat 'n mens moet besef, elke mens is nie maar net sommer 'n toeval nie. Iemand kan redeneer, ja, maar ek het daai pa en ma gehad. Iemand sê, o, my pa en ma was so. Ons verskil in verskillende huise. Party mense bly in huise, paleise, pandokke, soos ons sê, het huis, paleis, pandok, altyd verskillende omstandighede. Die Here weet van elkeen. Hy het elkeen gemaak, elkeen geskape hier op die aarde. Hy skep lig uit duisternis, hy uit chaos gee hy orde. En dan kom die Here, as hy nou sy handewerk gedoen het hierso, nie 'n toeval dat mense daar is nie, die produk van God se handewerk is ons, dan kom God en dan roep hy. Die Here roep elke een tot bekering. Ons het mos so gesê, die mense die skuld dat ons in hierdie toestand is. Dis 'n wonderlike genade wat God het vir ons gedoen het, dat hy ons nie net gelos het in hierdie toestand nie. Hy wat so heilig is, dat hy 'n plan gemaak het, Jesus Christus, dat hy daar is. Die Here wil verder werk in elke een se lewe en dan word mense afsonderlik geroep. Die woord gaan uit na baie mense toe, elkeen moet van homself besluit word, elkeen geroep om wederbaar te word. God wil 'n tweede keer skepingswerk doen. Johannes 3 vers 3,
Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. God wil wedergeboorte doen, hy wil nuwe lewe gee. So 'n kind word gebore in sonde en ellende, hy word groter, hy kom tot sy verstand, hy hoor die woord van die Here, of dit gebeur deur omstandighede, dat hy bewus word daarvan, daar is 'n skepper, en dat mense dan op die plek moet kom en jy besef, ek wil my lewe oorgee aan my skepper. Ons het nie nodig om te leer hoe om te lieg nie. Kindertjies maak gou 'n plan om dinge te weg te steek. Die leuen is deel van ons lewe. God wat waarheid is, doen die herskepingswerk. Paulus moes op 'n stadium as godsdienstige baie duidelik hoor van sy kant af, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En so kom die woord van die Here, en hy praat met mense tot hulle op 'n stadium besef, ek elendige mens, en dan gee hy sy lewe oor aan die enigste hoop. Daar's net een hoop, en dis Jesus Christus. Nou as iemand hom dan tot die Here bekeer, God roep, die mens bekeer hom, om dan nie meer aan homself te behoort nie, aan Jesus Christus, ek behoort aan Jesus, ek gee my lewe oor, die enigste hoop, die enigste verlosser, dan doen God hierdie groot werk van redding in 'n mens se lewe. Redding, jy wedergeboorte vind plaas, en geregverdig word jy verklaar, en hierdie groot geskenk word jou lewe, dit word deel van jou lewe, jy kry die ewige lewe, jy weet jy sal nie weer verlore gaan nie. Gister toe ons afskeid geneem het hier van Moekie, by hierdie diens was dit nogal besonder ook, dat die mense weet, ons weet waar sy is, en vir elkeen van ons dan, het ons eie verantwoordelikheid, Here, ek my lewe ook met U regmaak, iets is nie pleis nie, maar ek het gesê in die begin, veral kinders van die Here wat so in die woestyn rondswerf, wat nou hierdie getuienis het, wat weet, wat moedeloos word ook. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, moet dit nie vergeet nie. Maak nie saak hoe voel jy nie. Gaan nie oor gevoel nie, dis feite, dis goed wat God doen, maar jy sal weet. Jy sal weet dat 'n verandering in jou lewe gekom. Miskien kan jy die datum onthou nie, maar jy weet, iets het verander. Wedergeboorte is die begin van nuwe lewe. En nou heiligmaking, die groeiproses in hierdie nuwe lewe wat nou begin het. Die Here werk die geestelike groei, weer eens belangrik, ons moet ons samewerking gee, ons het 'n eie wil. God het die mens wonderlik gemaak met 'n eie wil. Toe die sonde in die wêreld gekom, jy het nog steeds jou eie wil. En deur hierdie lewe moet jy jou wil daarop rig om te soek na God, soek na die waarheid, leer in die woord, Here, kom leer my. Soms dink iemand, ek moet myself bietjie beter maak, ek moet myself regmaak, ek moet harder probeer, maar die Bybel sê, God werk eerste, ons reageer en ons werk saam. En dit is wat ons doen, dat God in ons kan werk, ons kan ons samewerking. Is 'n baie belangrike iets, dat 'n mens nie heeltyd probeer jouself beter en beter kry nie, maar met die Here saam kan jy dinge doen. Koning Dawid sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Geestelike lewe in ons eie lewe, met God gebeur die dinge. Ek moet minder word, hy moet meer word, sê Johannes die Doper van Jesus Christus. Ons moet daardie woorde van onsself toe eien. Ek moet minder word, Jesus moet meer word. Jesus moet in ons lewe leef. 'n Saadjie wat 'n mens het vir 'n plantjie groei nie omdat hy hard probeer groei nie. Hoekom groei 'n saadjie? 'n Klein saadjie groei omdat daar lewe binne hom is. En by wedergeboorte kom plaas God die geestelike lewe in jou. En daarom is dit so belangrik dat Jesus op die troon moet sit en beheer moet wees. Wat kan ons doen? Samewerking gee. Grond moet sag wees. Moenie jou hart verhard nie as die Here praat. Vrugbare grond. Maak jou hart oop vir die Here se werking. Genoegsame water, sal iemand sê. Water word ook vergelyk met die woord. Moenie die woord beperk nie. Moenie die woord beperk nie. Genoeg water, ontvanklik vir die woord van die Here. En dan kom God, hy het maar sy lewe in jou geplaas, en dit begin groei, en uit hom, deur hom, en tot hom is alle dinge. God begin niks sonder 'n doel nie. Die feit dat u en ek in die lewe is, God het 'n doel daarmee. Ja, as my pa en ma se skuld dat ek hier is, sal iemand sê,
God het besluit jy moet daar wees. God het besluit jy moet so 'n pa en ma hê. En dit is dan ook in hierdie lewe ons eie verantwoordelikheid wat ons het, om met God die pad te loop. Moenie jou lewe onderskat nie, moenie onderskat wat God kan doen in 'n mens se lewe nie. Die eerste dan het ons gesê, God het begin werk. Maar nou, God werk nog steeds, het ons gesê, God werk nou in die tweede plek. God werk nou. Johannes 5:17, my Vader werk tot nou toe, sê die Here Jesus, toe hulle daar met hom argumenteer. God is nie net 'n God van die verlede nie. Hy is 'n God van nou. Ons kyk rond, ons sien mekaar, sien die ligte, sien allerlei dinge. God is gees. God is bo hierdie dinge wat hy geskep het. Dinge wat ons sien met ons oog is dinge wat God gemaak het. God is ver groter as dit. En God werk in sy skepping en hy werk in my lewe en hy werk in u lewe. God is nie net 'n God van die verlede nie en daarom juis kinders van die Here, God het doelbewus begin werk in jou lewe en in my lewe. Daardie dag toe ons in hierdie wêreld ingekom het, soveel te meer, ek praat nou met kinders van die Here, die dag toe jy jou lewe aan die Here oorgegee het, en jy regtig besef het, ek kan nie self nie, en jy gee jou lewe aan Jesus oor, is dit belangrik om te weet, God het nie daar so jou net gelos, nou het jy gearriveer, jy's op pad hemel toe, hy los jou nie, hy werk steeds vorentoe, nog steeds, God het doelbewus begin werk in jou en my lewe. Efesiërs 2:10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Jesus Christus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Gaan oor die wedergeboorte in Jesus Christus. Skepingswerk wat gedoen word, nuwe lewe wat gedoen word in 'n mens se lewe as jy by die Here Jesus uitkom. Die woord maaksel beteken God se handewerk. God het die handewerk gedoen. Die dag as jou siel gered word, dat jy sy kind word. Ons is nie toevallig nie. Ons is God se ontwerp. Soos 'n kunstenaar wat 'n skildery maak, terwyl hy skilder, dan sien hy alreeds vooruit hoe gaan hy die skildery lyk, voordat hy klaar is. As iemand sou kom en dan sien hy hier's 'n paar bietjie verf op 'n doek, maar die een wat skilder, hy weet wat hy gaan bereik. Hy klaar die prentjie in sy gedagtes. God sien alreeds die prentjie in sy gedagtes. Hy sien die potensiaal wat daar is. Soos voordat 'n mens self besef wat dit gaan wees. En daarom moet ons met die Here hierdie pad elke dag loop. God weet hoe dit moet wees vorentoe. En daarom ons samewerking. Vertrou die Here, hy weet waarmee hy besig is. As ons kyk, dan sien ons glad nie mooi wat gaan voorlê nie. Niemand weet wat môre gaan gebeur nie, maar God weet wat hy beplan vir elke een. Gee my jou hart, sê die Here vir elke ene. Kinders van die Here, leef die nuwe lewe. Dis belangrik om dit te leef, deur met die Here saam te werk. Dis hoe ons dit leef. Dit lyk so ingewikkeld, is nie ingewikkeld nie. Die Here Jesus kom en ek plaas my hand in sy hand, en ek volg waar hy lei, en wat die Here wil hê, dit doen ek. En daarom dat ek in die woord gereeld besig is, en die Here leer vir ons. Filippense 2:13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Wat beteken dit? Om te wil, ons begeertes, ja, selfs ons begeertes, want van nature begeer ons verkeerde dinge, van nature haat ons God, van nature, maar ons het mos nou wedergebore geword, en nou, al kom die ou sielevyand, en hy kom pla vir ons, gee vir ons probleme, ons fokus op Jesus, ons loop die pad met Jesus, en daarom dan ook, God wil in ons werk die regte begeertes, die begeertes om met hom die pad te loop, om te werk. God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, om te werk ons dade wat ons doen, na sy welbehae, soos God wil. Hierdie eie ek, onthou die probleem wat gekom het met die eerste mense. Die probleem het gekom, die oog op die verkeerde dinge, die leuen wat vertel, dit wat lok, dit wat trek, kom ek gaan daarvoor. Dit lyk so lekker, dit lyk of 'n mens wysheid kan kry, dit lyk so, dit smaak so lekker, en die gevolge. En dis daarom dan ook, dat 'n mens met die Here die pad loop. Dis aangenaam, lekker om met die Here die pad te loop. Sonde is baie, baie lekker, maar die gevolge is aaklig. Daarom dat ons die aangenaam met die Here die pad loop, dat ons
veilig op die pad loop, op die nou pad, tot ons by die Here sal wees. As kind van die Here, dan om aan die Here toewy, dan, as jy so aan die Here toewy, dan vorder die werk van die Here, wat begin het, en na mate daar samewerking en gehoorsaam is by ons as kinders van die Here, ons gehoorsaamheid, sien ons in Filippense 2 vers 12, soos jy altyd gehoorsaam gewees het, werk julle eie heil uit, met vrees en bewing. Hierdie eie heil uitwerk, beplan. Hoe beplan ek? Dalk my eie tydsbeplanning, God my verstand gegee om te dink, maar met die Here saam. Hoe gaan ek beter tyd maak vir die Here? Hoe gaan ek maak in hierdie omstandighede met die Here saam? Ek het in die begin gesê, gaan so die mense wat hier in die woestyn lewe is, daar in die volheidslewe waar jy so in die Here oorgegee is, alles net afhanklik van die Here om in hierdie lewe voort te gaan. Baie belangrik om die Here te vertrou. Met ons samewerking vorder die Here se werk in ons begeertes, in ons denke en in ons hart. Voor wedergeboorte was die begeertes, die denke en die hart glad nie op die regte plek gewees nie. Nou nadat Jesus kom woning maak het, wat ook al die omstandighede, ons samewerking, dan vorder dit wat God in ons wil werk, om te wil sowel as te werk na sy welbehae. Esegiel 36 vers 26 sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee. Dit beteken God herstel. Hy het vir sy volk gesê, hy sal vir hulle 'n nuwe hart gee. God herstel 'n harde hart. God herstel 'n gebroke hart. God herstel 'n koue hart. God is die een wat werk. Wat baie belangrik is dan ook, dat 'n mens nie moet opgee nie, met jouself nie. Juis omdat ons afhanklik is van die Here. Want as dit die self is, dan beweeg ons verder van die Here af weg. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Moenie moed opgee in jouself nie. Kom na die Here toe. God is besig. Al sien ek en jy dit nie altyd nie. God werk mos soos 'n pottebakker, sê die woord van die Here vir ons. Hy werk stadig, doelgerig, geduldig. Here, hoekom het hierdie oor my pad gekom? Sê ons baie keer. En ek is in dieselfde bootjie as hier. Lewensomstandighede vat aan ons almal. En dan weet ons, God het 'n doel. Hy werk doelgerig. En partykeer dan moet ons bietjie ongeduldig raak. Hy wat glo sal nie haastig wees nie, sê die woord in Jesaja vir ons. Jesaja 64 vers 8 sê, maar nou, Here, U is ons Vader, ons is die klei, en U is ons vormeerder, en ons almal is die werk van U hande. Dis wat die verklaring in die boek Jesaja 64 vers 8. Ons behoort aan die Here, hy is ons Vader, pottebakker, ons die klei, werk van sy hande. So God het begin werk, hy werk nou wat vorentoe? God voltooi sy werk, dis die laaste wat ons nou kyk vanoggend. God werk nog steeds, God is 'n God wat sy werk voltooi. Filippense 1 vers 6, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. End uitvoer, voltooi, dis wat dit beteken, so hy sal dit volëindig. Hierdie volëindig beteken eenvoudig, God gaan klaar maak daarmee. Onthou, ons het 'n eie wil. Ons moet van ons kant af ons inspann om altyd ons wil aan God oorgegewe te hê. Uitstrek na dit wat die Here vir ons het wat voor lê. God los nie halfklaar werk nie. Ook nie destyds in die tuin van Eden nie. God het die mens goed gemaak. Alles gegee in die volmaakte. Die versoeker het gekom en die mens het gekies die waarheid ter verruil vir die leuen. Wat 'n genade dat God dit nie net gelos het nie. Nie destyds in die tuin van Eden nie. Die middelaar is daar alreeds voorspel in Genesis 3 vers 15. Die middelaar is nou hier. Hy het gekom in die wêreld. Tot in ewigheid sal ons dankbaar wees vir die middelaar, want dis die enigste manier dat daar vir die mens hoop kan wees, is Jesus Christus. Daar is nie 'n ander naam wat gegee is nie. Daar is nie 'n ander hoop nie. Al probeer mense hierdie kant, hierdie godsdienst, hierdie dinge, was in die hospitaal in 2017 gewees, so 'n paar dae. Ek was geskok gewees aan die een kant, 'n man wat hier is wat teologie studeer het. Bietjie anders te kerk. Sy vrou skud haar kop net.
Hy het die Christelike godsdienst verloor, hy het mense geleer en hy verloon dit en hy draai en hy gaan by een af ander mooi lewe godsdienst wat hy begin najaag. Al wat ek kan dink, hy is 'n baie goeie teoloog gewees, sonder om goed te wees. Hy het nooit by Jesus uitgekom nie. As jy regtig by die Here uitgekom het, wil jy nie terugdraai nie. Maar as 'n mens by die Here uitgekom by Jesus Christus, tot in ewigheid is hy die antwoord. Hebreërs 12 vers 2, Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Hierdie volëinder van ons geloof, Jesus voltooi ons geloof. Hy maak dit volledig. Hy is die ene wat dan ook eintlik werk. So wanneer my geloof 'n bietjie te kort skiet, en ek nou hierdie dinge moet hoor vanoggend, en Here, ek sal nou wik en weeg, gaan ek dit glo of gaan ek nie glo nie, dan is dit maar goed dat 'n mens vinnig sal sê, Here, vergewe my dat ek twyfel. Kom help my om te glo, want God kan geloof groter en sterker maak ook. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Hoekom moet ons nie moeg word om goed te doen nie? Dis maar ons wat werk dan. Omdat God werk. God het nie ophou werk nie. God wil sy werk voltooi. Daarom sê hy vir kinders van die Here, dat ons nie met moeg word om goed te doen nie. Want God is nog besig. En hy gebruik vir my en hy gebruik vir jou. Partykeer dan kry mens skaam oor wie jy is, dat die Here jou gebruik. Maar in elkeen van ons se lewe, die woord sê vir ons vanoggend, as men nie moeg word om goed te doen nie, want God is nog besig om te werk. Hy is nog besig en hy werk tot by voltooiing toe. Iemand sê, ek voel niks gebeur nie. God werk selfs wanneer mense dit nie sien nie. Wanneer mense dit nie voel nie. 'n boom groei, wat elke dag groei, is nie altyd sigbaar, jy kan sien hoe groei hy nie. En so in 'n mens se eie lewe kan mens baie krities wees dalk, maar ek vorder nie vinnig genoeg nie. En dan is God tog maar besig met jou. Dit voel vir jou, ek staan stil. As dit so voel, dan is dit goed as 'n mens dit aan die Here toets. En sê, Here, ek voel so 'n bietjie ongeduldig met myself. Ek was graag beter. En dan gebeur dit dalk in daai dag, dat jy sien, werklik, ek kon al lank al daar gewees het, ek het dit net nie gesnap nie. Maar God is besig om te werk. Die vraag is baie belangrik, is jy lief vir die Here? Is ek werklik lief vir die Here? Dis mos die groot gebod. Dis mos die ding wat ons mos moet, né? Ek moet lief wees vir die Here. Hoe kry ek dit nou reg? Iemand wat wedergebore is op daai oomblik baie, baie lief vir die Here as die Here jou red. En dan 'n mens bietjie besig met jou eie dinge weer, kom terug na die Here toe, nader die Here. En as dit stil raak, en jy sy stem hoor nie, wag geduldig op die Here. Hierdie groot gebod van die liefde, Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Mense dink baie keer in die wêreld met die wêreldse liefde, ek voel nie lief nie. Hoe kan ek lief wees as ek nie so voel nie? Dis die probleem. Mense se gevoelens is nie die waarheid altyd nie. Die waarheid is God. Daarom dan ook, dat wat ons liefde, die gebod en God lief betref, God het ons eerste lief gehad, want God is liefde. As jy maar net jou seëninge begin tel en kyk en al hierdie dinge, vra die Here dat hy jou oë oopmaak om raak te sien. Praat met die Here, nader tot die Here. Hoe kan 'n mens toeneem in hierdie liefde van God? Naby vertroue op Jesus Christus. Vertrou die Here, want hy wil die liefde werk ook. Wat julle ook sal bevestig, met ander woorde, laat vasstaan tot die einde toe. Jesus Christus, die een wat ons sal bevestig tot die einde toe. Dis 1 Korintiërs 1 vers 8. So ietsie ter bemoediging. Jeremia 18 vers 4. Die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Die voorwerp wat die pottebakker besig was om te maak het misluk. Jeremia 18 vers 4. Maar hy daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Heeltemal nuut begin werk. Die pottebakker gooi nie die klei weg nie. Al voel jy soos klei wat nie hoort te bestaan nie. God gooi nie weg nie. God hervorm. God maak iets nuuts. Dalk wil God iets nuuts in jou lewe doen. Dalk is die voorwerp so dat daar net 'n bietjie herstelwerk is, dat God verder gaan werk. God gee nie op met mense nie. 'n Gebreekte instrument, terwyl ons net nog gepraat het ook
van die kunstenaar met die skildery. Kom ons kyk na 'n instrument. As 'n instrument breek, nou kan hy nie meer werk nie. En nou kom hierdie instrument wat stikkend is in die hand van 'n meester wat weet hoe hierdie instrument gemaak is, wat dit gemaak het, en hierdie meester begin kyk na die instrument. Dan maak hy daardie instrument weer reg, foutloos soos wat hy dit wil hê. Foutloos, daar loop ons posisie wat ons het vir die ewige lewe deur Jesus, is ons foutloos vir die ewige lewe. In hierdie lewe is ons nie foutloos nie. Maar God kyk klaar die doel vir die ewige lewe deur dit wat Jesus dan het. Die waarde lê nie in die instrument nie, die waarde lê in die hand van die meester. Dis die meester wat die instrument vat en wat die herstelwerk doen. Wie het dit reg gekry om dit reg te maak? En hierdie ding so pragtig lyk en nou weer so mooi werk. Musiekinstrument presies op die noot. Luister die harmonie, alles wat so wonderlik is. Die meester het dit gedoen. Die Here kan groot dinge doen. Dan kyk mense en dan sien hulle dalk iets anders te raak, want ons sien voor oë, God kyk in die hart. En dan weet mense later hier iets anders het in hierdie persoon gebeur, iets binnekant gebeur. God is besig, God het nie ophou werk nie. Hy wil voltooi. En die einde is nog nie vir jou hier nie terwyl jy hier sit nie. Enige oomblik kan dit gebeur dat die Here iemand kom haal. Maar terwyl ons nog hier is, die werk is nie klaar nie. God wil voltooi en hy werk nog. Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebrokenes van hart. God herstel emosionele pyn, skuld, skaamte, teleurstelling. God herstel dit. As ons na die Here Jesus toe kom, daar's net een antwoord. Ons loop die pad met Jesus. Ons het mos ons lewe aan hom oorgegee. God kan ook herstel verlore tyd, verlore vreugde, verlore hoop. Kyk hoeveel jare het verbygegaan. Ons sing ook baie keer, moet ek gaan met leë hande. En nou oor die jare van verkoosting. Weet jy dat God kan selfs daarso vir ons genadig wees? Dis onverdiende bonus wat hier so staan in Joël 2 vers 25, waar die Here met sy volk praat. Ek sal julle vergoed vir die jare van skade, waar die volk so afvallig geword het, dat hulle skade gelei het met sprinkane en al die dinge. Die Here sê, ek sal julle vergoed vir die jare. Die Here kan in 'n mens se lewe, al is dit jou eie, dit is altyd ons eie skuld, maar as die Here nou so ernstig herstelwerk moet doen aan hierdie instrument, kan die Here vergoed. Hoe vergoed hy? As ons 'n samewerking gee dat die Here dit doen, kwaliteit kan dan opmaak vir kwantiteit. Die kwantiteit jare is al verby, maar die laaste dae in 'n mens se lewe. Nou Job het 'n pad met die Here geloop. Hy het skade gelei omdat God dit behaag het dat sekere dinge oor sy lewe kom. Nou lees ons in Job 1 vers 21 waar Job sê, die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. So hy loof die Here wat gee en neem soos die Here wil. En nou vorentoe dan die laaste hoofstuk in Job 42, Job 42 vers 12, en die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. God kan verlore tyd vir ons kompenseer met kwaliteit tyd wat oor is. Baie belangrik dus, word aktief. 1 Korintiërs 15 vers 58, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Iemand sal nou sê, maar ek het nie die energie nie. Jesus gee krag. Ek het dit op 'n stadium genoem, ek dink by Silverige Tannie wat, sy was nie baie beweeglik nie, maar die Here het vir haar gebruik met voorbidding. Sy het vir mense gebid. Wees oorvloedig in die werk van die Here. Nou ja, mense so dink aan 'n pasiënt. Daar in die hospitaal is die pasiënt nou vir 'n paar dae daar lê en die tyd stap aan. Dan deesdae dan daag daar 'n fisioterapeut op. Wat kom maak die fisioterapeut daar? Dit is mos nou lekker om te lê en ek voel moeg en alles. Nee, kom staan 'n bietjie op dat jy beweeg. Hulle kry 'n mens aan die beweeg, die fisioterapeut. Sê jy moet bietjie beweeg vir jou eie beswil. Want daar's 'n pad vorentoe wat geloop moet word. Jy moet bietjie regkom. Lank gelede, jare gelede het die mense lank gelê en lank gevat om by te kom. Deesdae as hulle nie kan beweeg, gaan help hulle jou om te beweeg vir jou eie beswil. Die woord van die Here
is vanoggend ons fisioterapeut. Die Here se woord kom en hy sê, ons moet begin beweeg. Die Here wil die werk doen en ons moet saamwerk. Om saam te vat, die Here werk nog steeds. Hy het begin werk, hy werk nou en daar's 'n toekoms. Die Here wil sy werk voltooi. So as 'n mens nou kyk na Psalm 138 vers 8, dan staan daar, die Here sal dit vir my volëindig. As ons dit nou ter harte neem, dan kan ons sien daar's 'n duidelike toekoms vir jou en vir my, want ons is nog hier. Ons werk is nog nie klaar nie. Die Here se werk met ons is nie klaar nie. Openbaring 3 vers 20 sê, Jesus staan by die deur en hy klop. En as ek daarna luister, dan wil ek sê, Here, ek maak my hart oop, dat U kan werk. Dat elkeen wat die stem van die Here so hoor, sal sê, Here, ek maak my hart oop, dat U kan werk. Ek was moedeloos geweest, maar met U, ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, is 'n nuwe pad vorentoe met U. Jakobus 1 vers 22, wees daders van die woord. En dan sal ek sê, Here, daders van die woord, ek gaan saamwerk. Ek voel maar 'n bietjie min energie, ek voel sommer 'n bietjie moedeloos dalk, maar ek weet nie hoe dit gaan wees nie, maar ek gaan my vertroue op U plaas, en ek gaan volg waar U lei, en waar U vir my lei, gaan ek saamwerk. Amen. Kom ons maak ons harte stil. Genadige Here, ons oë is op die oomblik op U. Ons vertrou U, want daar's niks anders om te vertrou behalwe U, die hoogste goed, want U is waarheid. Dankie dat U barmhartig is, dat U goedertierend is en al die wonderlike volmaakte eienskappe wat U het, dat ons maar net ons lewe aan U kan oorgee. Iemand het dalk nodig om baie spesiaal vanoggend te sê, Here, vergewe. Vergewe my ongeloof, vergewe my ongeregtighede, en wat ook al in die gedagtes kom. En so, Here, is dit 'n persoonlike saak vir elkeen van ons, as ons aan U oorgee in hierdie oggend, vir die pad wat voor lê. Help ons, Here, lei ons in U waarheid, en leer ons, Here. Ons wil van U leer. Elkeen afsonderlik, soos wat die Here weet, die pad wat ons moet loop, maar ook, Here, dit wat U vir ons saam wil laat doen. Maak ons dan U weë bekend, want U is die God van ons heil, ons enigste hoop. Dankie, Here, vir die wonderlike vooruitsig, om U naam ontwil. Amen.